Goeiemôre, baie welkom in die Groot Kombuis. Vandag deel ek een van my grootste geheime resepte. En ek het gewonder, moet ek dit doen of moet ek dit nie doen nie? Want hierdie is regtig my geheime wapen om vriende te wen. Ek het my skoonma hiermee beïndruk. Ek beïndruk gereeld my man hiermee. Dis regtig my wenner pampoentert en hy is so ongelooflik maklik. So ek het nou maar besluit, ek gaan dit nou maar doen. Ek gaan nou my wenner resep met jou deel dat jy ook iemand kan beïndruk en dalk 'n nuwe vriend of twee kan maak. So, wat het ek nodig? Heel eerste het ek 'n pampoen hier by my. Dis natuurlik alles vir die lieflike pampoentert wat hier staan, wat jy kan bedien. Jy kan hom as 'n nagereg eet, maar natuurlik dis 'n bygereg by 'n braai. Jy kan somme 'n sakkie van daai pampoen koop. Ek gebruik butternut want hy is 'n bietjie soeter as jou gewone pampoen. So jy kry pumpkin en butternut. So die gesonde mense wat die kalorieë tel en die banting doen, sal die pumpkin verkies. Ek verkies die butternut want hy is soeter, hy het 'n hoër suikerinhoud. So, ek het hom nou gekook sommer, laat hy lekker sag is, so my pampoen is lekker sag. Jy kan sommer die sakkie se hoekie afknip en hom in die mikrogolf kook as jy wil tyd wen. Dan 125 ml botter, 125 ml suiker. Hier het ek so ongeveer, kom ons sê maar ook 125 ml, maar dit is nie krities hoeveel dit is nie. So 3 groot eetlepels meel, glutenvrye meel in my geval, 15 ml bakpoeier, dan gaan ek 5 ml kaneel ingooi, 5 ml vanilla en dan het ek ook reeds hierby 'n knippie sout gegooi. So, kom ons spring aan die werk. En ons begin, ek gebruik regte botter, jy is baie welkom om margarien te gebruik of 'n bake butter te gebruik, nie my persoonlike voorkeur nie, jy kan doen net wat jy wil, ek wag tot die botter op special is, dan koop ek baie. OK, botter en suiker, en nou gaan ek 'n bietjie raas, skiespan, maar dit moet nou raas, want dit moet nou saam, en jy gaan sien, dis regtig hoe vinnig dit is om te maak. As ek moet kos maak vir iemand wat in die hospitaal is of siek is, of iemand wat net 'n maaltyd nodig het, dan maak ek altyd my pampoentert, saam met 'n bietjie hoender in die oond. Jy kan ook daai gaar hoender gaan koop, jy weet waar, en 'n slaai. So dis baie maklik. Dit is ook inderdaad hoe ek vir Suan nader gekry het as 'n vriendin. Toe sy swanger was, toe sy vir haar klein Jakobus gekry het ek vir haar hierdie spesifieke resep gemaak met die hoender en die slaai. En toe besef sy, hierdie mens moet ek nie los nie, of hoe, Suan? Ja, maar dit is nou te laat. Goed, nou gaan my meel in. Laat ek net gou my meel in. En dan gaan ek my 15 ml bakpoeier, my 1 ml sout bygooi. 5 ml kaneel, maar ek gaan hom mik. Hier mik ek hom in. Ek gaan raai, daar's. As jy so bevoorreg is om die Nederlandse spekulaaskruie te hê, kan jy dit ook ingooi, maar weer eens nie nodig nie. Hier gaan ons. Ek vergeet altyd die glutenvrye meel stuif verskriklik. So jy moet hom 'n klein bietjie eers inmeng. Kom ons sit 1 eier by, laat hy nie so verskriklik. Goed, jy het 3 eiers ook nodig. Jy kan opsioneel, 125 ml dik room bysit. Dit maak hom net 'n bietjie dikker, ryker en romeriger, maar ek doen dit sommer sonder dit en dit maak hom 'n klein bietjie duurder. So jy kan dit sonder dit doen. Goed. Hierdie meng ons nou saam. Gaan nou weer 'n bietjie raas. Net 'n vinnige raas sodat hierdie lekker kan saam meng. En nou vir my eiers. Gaan my eiers bysit. My laaste 2 eiers. So regtig, ek gaan vir die resep hier onder aansit. Ons gaan die resep op sosiale media ook deel en ek beloof vir jou, jy gaan so gelukkig wees. Jy gaan mense so gelukkig maak. OK, kom ons meng die eier in. Jy voorverhit jou oond tot 180 grade, dan bak jou pampoentert vir ongeveer 40 minute. Nou, hier is die goeie nuus. Hy vries verskriklik lekker. So wat ek doen voordat ons met vakansie gaan is, ek koop daai klein foliebakkies, ek maak 'n groot baksel van hierdie aan, en ek bak klein pampoentertjies, wat ek dan sommer op die vuur kan warm maak, of as ek 'n oond het, as ek nie kampeer nie, dan kan ek dit so gaar maak. Goed, dan het ek hier 750 gram tot 1 kilogram se gaar pampoen. Hierdie gaan ek nou inmeng, en hier is die goeie nuus, jy kan hom nou so fyn
of so grof maak soos wat jy wil. So as jy hou van 'n growwerige pampoenstukke in jou pampoentert, kan jy hom grof hou. Jy kan hom dalk net selfs met die lepel inmeng. Ek hou maar daarvan om die pampoen te verdoesel vir my kinders, sodat hulle nie, jy weet, weer is groente nie. So, hier gaan ons. Ons gaan hom bietjie inmeng. Ek sou aanbeveel dat jy 'n klein bietjie groter mengbak gebruik as wat ek vir oggend gebruik. Ek wil net sê dat hierdie ook baie goed is vir borsvoeding, aangesien ek toe my eersteling gehad het. Dit het nie net my vriendskap met Tanya geseël nie, maar my baba was ook baie gelukkig. Dis die ander rede hoekom ek hierdie gereg ook maak vir mense wat byvoorbeeld, kom ons sê is in die hospitaal, dan maak ek hierdie gereg want kinders is absoluut mal oor hierdie pampoentert. En die ma sê altyd dan vir my, hoorie, ek kan nie glo my kind het nou pampoen geëet nie. So, hy vries baie lekker, ek spuit gou-gou 'n oondbak, my oond is verhit tot 180 grade. Soos ek vir jou gesê het, hy kan lekker vries. Dan kan jy kies, jy kan hom voor die tyd maak of jy kan hom warm bedien vir jou gaste, jy kan hom koud bedien vir jou gaste. Reg, ek het hom nou sommer so. Nou gaan ek hom hier in my bak inskep. En dan gaan ons hom bak en eet. En ek is regtig bereidwillig om vir jou 'n waarborg te gee. Dat jy 1, hierdie nie gaan flop nie. En 2, gaan jy mense so gelukkig maak. Goed, jy kan hom 'n bietjie meer meng as wat ek hom nou hier gemeng het. En dan, net voordat ek hom opdien, dan strooi ek heerlike kaneel hieroor. So asseblief gaan probeer hierdie resep en dit is perfek vir hierdie druilerige weer wat ons hierdie week in Gauteng het. 'n Lekker hoendertjie in die oond met 'n pampoentert en 'n slaaitjie daarbey. Tanya, ek wil net gou by jou weet, dan gaan jy vir ons mooi uittik en skryf stap vir stap wat ek se stap vir stap mens, of gaan jy hom nou net daar post en dan moet ek my eie stap uitfigure? Jennifer, vir jou het ek reeds dit letterlik met die mates, al die stappies, presies, en ek het so gesê daar, room die botter en suiker saam tot lig en romerig. Maar kyk, jy is 'n vrou so na in my hart. Jy sien. Baie dankie. Maar vir die res van die mense kan jy dit weer kyk op 'n YouTube kanaal. Jy kan dit op YouTube kyk, jy kan die resep kry. Ek beloof aan die tegniese span, die resep is in die volgende minuut in hulle inboxe. En mag jy 'n lieflike Woensdag hê.